Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Elia en die moderne kerk. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie. Maleagi hoofstuk 4 verse 5 en 6. Die slotwoorde van Maleagi is 'n profesie oor die werk wat gedoen moet word ter voorbereiding vir die eerste en die tweede koms van Christus. Diegene wat die weg vir die wederkoms van Christus moet voorberei, word voorgestel deur die getroue Elia, net soos Johannes in die gees van Elia gekom het om die weg vir Christus se eerste koms voor te berei. Ons boodskap moet so direk wees soos die van Johannes was. Hy het konings oor hulle ongeregtigheid tereggewys. Ten spyte van die gevaar waarin sy lewe was, het hy nooit toegelaat dat die waarheid op sy lippe verswak nie. In hierdie tyd van byna universele afvalligheid, roep God sy boodskappers op om sy wet in die gees en krag van Elias te verkondig. Net soos Johannes die Doper, toe hy 'n volk vir Christus se eerste koms voorberei het, hulle aandag op die 10 gebooie gefestig het, so moet ons, met geen onsekere geluid nie, die boodskap gee, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Met die erns wat Elia die profeet en Johannes die Doper gekenmerk het, moet ons strewe om die weg vir Christus se tweede koms voor te berei. Die uur van God se oordeel het aangebreek, en op die lede van sy kerk op aarde rus die ernstige verantwoordelikheid om 'n waarskuwing te gee aan die wat as te ware op die rand van die ewige verderf staan. Almal kan iets in hierdie werk doen. Niemand sal onskuldig voor God uitgespreek word, tensy hulle ernstig en onselfsugtig vir die redding van siele gewerk het nie. Jou plig kan nie op 'n ander afgeskei word nie. Niemand anders as jouself kan jou werk doen nie. As jy jou lig weerhou, sal iemand deur jou nalatigheid in duisternis gelaat word. Die Here het 'n plek vir elkeen in sy groot plan.